Baie welkom in my podcast. Ja, dis Sondag aand en ek praat met iemand wat ek leer ken het via my Facebookblad, want dit is waaroor my podcast gaan, hè? Mense wat ek op Facebook ontmoet het en na wie se lewens ek baie nuuskierig geraak het en gewonder het hoe hulle nou eintlik is en besluit het om die podcast te begin sodat ek kan agterkom. Vandag gesels ek met Louis Pretorius en julle weet almal wie Louis Pretorius is, glo my, want hy was die skrywer van die boekklub. En wie het nou nie na daai reeks gekyk en dit verskriklik geniet nie. Minder van julle weet dalk dat Louis ook jeugromans skryf. En ons praat vandag spesifiek oor sy nuutste jeugroman, 'n jaar in my lewe. In die tweede deel van hierdie gesprek, wat net op my Patreon blad beskikbaar is vir betalende lede, praat ek en Louis oor televisie of streamingdienste, oor die werk wat hy doen vir Netflix en oor die toekoms, wat ons alles te wagte nog staan as dit kom by films en reekse maak. Dit is 'n baie interessante gesprek. So as jy dalk belangstel, gaan maak 'n draai op my Patreon blad en word 'n lid. Jy kan altyd weer kanselleer, maar ek kan jou verseker as dit jou belangstellingsveld is hierdie gesprek met Louis nie te versmaai nie. Lekker luister. Hoe gebeur dit dan dat jy 'n jeugboek begin skryf? Waar kom dit vandaan? Was eintlik bloot toevallig gewees, of nie, ja, want kyk, ek het Kompleks die TV-reeks vervaardig in diep lockdown in 2020. Toe het ons Maart het Suid-Afrika gesluit en ons binne die TV-bedryf was op heterkole gewees. Maar kyk net het toe na stigtelike inhoud gesoek en toe het ons in Julie 2020 toe nou Kompleks 'n kort reeks begin verfilm van net slegs 9 episodes. Dit is toe uitgesaai in September daardie jaar en toe ongeveer 'n jaar min of meer later, toe het journalies by Lapa Uitgewers my genader en gevra of ek die TV-reeks in 'n roman wou omskep. En daar was al voorheen belangstelling van my reekse. NB Uitgewers wou boekklub omskep in 'n roman, of die boekklub, maar dit het nooit gebeur nie en ek het 'n spookskrywer daar oorweeg en toe die geleentheid nou op my pad kom, toe het ek besluit, weet jy, ek gaan dit aangryp. Ek wou nog altyd my hand waag aan die romankuns. En hoekom dan nou nie met 'n storie wat reeds uitgewerk is? Dit is nou die omskep daarvan in 'n jeugroman en toe het dit maar so stelselmatig vergestald tot die eerste roman dan nou. Was dit moeilik? Dit was aanvanklik het ek 'n bietjie gesukkel, maar omdat ek is 'n groot aanhanger van jong volwasse fiksie. Ek glo ons bly ewige tieners. Die probleme word groter, maar die soeke na die self en ons plek in die wêreld is ewigdurend. En so ek is mal oor wat hulle noem, dink is in Duits, wat hulle die Bildungsroman noem. Ja. Die coming of age stories,
en daar is 'n paar van hulle, Eleanor and Park en The Sun is Also a Star, wat die wisselende eerste persoon perspektief gebruik om hulle verhale te vertel. En ook omdat Kompleks op sigself reeds dit ingebou het en ek die tegniek daar gaan leen het vir die reeks, het dit sin gemaak om dit te doen met die roman en ook die gedagtegang verder te benut in die vorm van voetnotas in die eerste roman. Um, en dit het uiteindelik toe van daar af pos gevat. Ek het nog steeds visueel geskryf, nog steeds fokus op dialoog. En die prosa daarvan, om die visuele te vervang met prosa was nie vir my so moeilik gewees nie. So 'n lang antwoord tot 'n vraag is dit was makliker as wat ek gedink het. Een van die goed wat vir my baie interessant is van albei jou jeugromans, is dat jy gebruik verskriklike digte en ryk verwysings. Dat daar's musiek, daar gaan boeke, daar is kennis en dit is regtig 'n diggeweefde tapisserie. Is dit vir jou belangrik om dit oor te dra aan die jeug of is dit maar hoe jou kop werk? Dit is maar hoe my kop werk. Ek spot altyd dat ek het so half wat hulle noem in rekenaarterminologie random access memory, jou RAM. En dit is ook maar hoe ek skryf en wat vir my die lekkerste ding van skryf is om koneksies tussen goeters te maak wat nie noodwendig altyd daar so voor die hand liggend is nie. Maar bygesê ook, dit is vir my baie belangrik as ek karakters skep dat hulle binne 'n sekere konteks staan, 'n verwysingsraamwerk het. En met elkeen van die 4 karakters oor die twee jeugromans nou, het ek met baie spesifieke verwysingsraamwerke gewerk. Mika met kuns, Sean met sterre, en dan ook Liam met musiek, maar eintlik is albei Liam en Martin se verwysingsraamwerke musiek, maar dit is net die invalshoek vir albei van hulle. Maar dit is uiteindelik vir my, as ek 'n karakter skep, is die konteks waarin hulle staan absoluut essensieel. En verduidelik dit ook wie hulle as mense is. So dit is uiteindelik, sou ek maar sê, hoekom ek dit so dig verweef in die stories. Dit maak vir 'n intelligente lees, né? 'n Kind kan nie lui wees. 'n Lui kind kan jou boek geniet, maar ek dink 'n kind wat 'n bietjie verder dink, gaan baie meer uit jou boek uitkry. Jou werk herinner my baie aan John Green se boeke. Ja, dis 'n groot kompliment, baie dankie. Hy is 'n fantastiese skrywer. En dan The Fault in Our Stars, sy groot ene. Maar ook iets soos The Perks of Being a Wallflower, wat nou nie hy Ja. is nie, maar dit is dieselfde kwaliteit. Ja. Ek glo dat jy wel dit glo ek ook in my TV-werk, maar veral in my skryfwerk, my jeugroman skryfwerk, ek glo nie jy moet jou gehoor onderskat nie. En ek dink persoonlik dat die wagte by die hek ontneem ons jeug van geweldig baie. Ja. Want soos wat ek in die voorwoord van van 'n jaar in my lewe sê, is ons almal was in die 90's daar. Ons almal was tieners. Ons almal weet wat werklik gebeur. Daar word gevloek en gedrink en gerook en die kat word in die donker geknyp en dit is nou maar net of dit die 90's of 80's of 70's of
1500s of wat ook al tieners is tieners. Ja. En ons moenie ons kinders A hulle intelligensie onderskat nie en B ontneem van 'n wêreld wat eg is nie. Wat vir my baie lekker is van jou tweede boek, dit is dan nou 'n jaar in my lewe en dit redelik onlangs ekskuus, dis die oulikste hond op jou skoot. Wat 'n karakter. Wat 'n Ah, pragtig. haar naam is Evie. Sy is 3 maande oud. Sy is 'n kruising tussen 'n mokkie en 'n jockie en 'n maltese. En sy lyk vir my besig asof Sy's sy baie besig. dinge het om te doen. In elk geval, 'n jaar in my lewe speel in 'n baie spesifieke landskap en 'n tydgleuf af. Hoekom het jy dit gekies? Kyk, ek is in 1979 gebore. So ek was 'n tiener slap bam in die 90's. En as ons dan nou gaan na generasies toe, ek is deel van 'n generasie wat eintlik 'n mikrogenerasie is, die Zennials tussen die Millennials en die Gen X. En wat hulle altyd sê interessant is van daardie generasie is ons staan met ons voete beide in die analoog en digitale wêreld. Ja, So ek onthou nog plaasfone, ons nommer op Lewobo toe ek in graad 1 was 3 kortes en 'n lange. Maar aan die ander kant ook was ek in standaard 9 in 'n internetkafee in Hatfield gewees. So en ons is ook 'n generasie spesifiek in Suid-Afrika wat pre en post apartheid werklik beleef het. So ek vind dit 'n geweldige interessante tyd, die 90's. Omdat ek daar groot geword het, omdat dit so deel is van my siege, en ek dink dit is ook 'n baie interessante tydperk in ons land se geskiedenis post 94 en dan absoluut. spesifiek 96 wat die grondwet in werking getree het. En die ontstaan van die spesifiek van 'n jaar in my lewe het gekom van ek wat huis toe is in Potgietersrus of dan vandag nou Mokopane en my pa gaan help oppak het want hulle het die huis verlaat na 34 jaar. En daar het ek afgekom op van my ou skoolgoed en toe ook die skool se jaarbeplanner van 1996. Letterlik 'n A2 karton met die maande uitgelê van die skoolsokkie tot die Witbank rugby toer tot die rekordeksamen. Ongelooflik. En dit was ongelooflik en ek het ook foto's van myself ontdek op die verhoog en daai tipe van goed en wat ek besef het was maar daar was 'n tyd wat ek net as tiener gelukkig was. As soos wat mens ouer word en in terapie ingaan en al daai goed dan word jou tienerjare word komplekse soos wat die eerste roman na verwys. Maar dit is uiteindelik ook net 'n tyd wat jy geleef het en wat 'n gelukkige tyd was, ongeag al die probleme. En dit was dit wat die vonk was vir 'n roman wat geplaas is in daardie tyd en dan natuurlik ook die LGBTQ Ja. element daarvan wat vir my baie belangrik is om queer stories uit die klein dorpies te vertel want ek dink dit is stories wat nog nie vertel is nie. Ek dink dit is stories wat nog nie vertel is nie en dit is waarskynlik sê sy wat nou al baie jare nie meer in Suid-Afrika woon nie, maar nog steeds relevant. Dit is dit sal my altyd bybly. Is dat almal wat my so frustreer in binne die TV-bedryf as ek met mense praat en jy praat oor coming out stories en dit wat en dan sê ek, maar alles is al klaar vertel. Hoekom vertel ons nog coming out stories? En ek was so 2 jaar gelede was ek saam met my seun in die film ons gaan fliek, ons het Moana 2 gaan kyk.
en daar het twee tienerseuns agter my gesit. En hulle het gesit en gesels en die een het vir die ander een gesê hy is gay. En sy maat het gesê, "Toe maar, dit is fine. Dis cool man, no worries." Toe sê die seun wat dit pas aan sy maat erken het, "Maar my ouers gaan my doodmaak." En dit is 2024. Hm. Dit is post, ek wil amper sê post alles wat die afgelope 24 jaar sedert die millennium in die wêreld gebeur het, Me Too, woke culture, al daai tipe van al die veranderinge wat plaasgevind het in die wêreld. En daar word nog steeds gesê my ouers gaan my doodmaak omdat ek gay is. So en veral met die wêreld soos wat dit nou is, wat in my opinie is raak die middel raak verlore. Daar is Ja. soveel extreme en as gevolg van daardie extreme ontstaan daar weer baie prejudice. Hm. So uiteindelik word 'n jaar in my lewe wat in 1996 afspeel vir my 'n spieël van wat nou besig is om te gebeur. Ek stem absoluut met jou saam en ek dink jou generasiegenote kan met groot lekkerte die boek lees, maar dit is ook 'n boek veral vir tieners. Of weet jy wat, ja, dit is met al jou stories so, of dit nou op die film is en waar dit nou ook al gebeur, is jy praat met almal. Jou stories raak almal se harte. Daar's 'n bepaalde universaliteit in jou verhale wat dit baie goed reg kry. Ek weet nie of dit van self so kom of hoekom dit so is nie, maar dit is so. Baie dankie, ek waardeer dit en ek dink uiteindelik ek glo dat hoe meer spesifiek iets is, hoe meer universeel word dit op 'n manier. Kan So jy 'n voorbeeld gee? byvoorbeeld die boekklub, die spesifisiteit van dit in terme van die dorpie, die wêreld, die karakters, elkeen van hulle. Maar omdat die wêreld so spesifiek geskets word, of ons vat 'n jaar in my lewe, Liam en al die detail wat geplaas word, daardie detail skep 'n tradisionele struktuur, maar ook dan uiteindelik 'n universele storie. Weet jy, dit is bietjie moeilik om te verduidelik, maar ek glo dat jy moet, hoe dieper jy afboor, om die waarheid te vind, hoe wyer word daardie Mm. waarheid. Ehm as jy skryf, skryf jy primêr eers met woorde of skryf jy primêr eers met beelde? Um dit is ek skryf ek sou sê ek skryf nogals visueel in my kop. Maar terselfdertyd is dialoog vir my verskriklik belangrik. Absoluut. Dis vir my die lekkerste ding om te skryf en om in dialoog om in averegse koneksies in dialoog te maak sodat dit nie stereotyp is nie. Maar ek dink visueel en dit is nogals 'n kommentaar wat ek baie gekry het van 'n jaar in my lewe van lesers is dat dit voel vir hulle soos 'n film of 'n TV-reeks. En dit is maar ook daar wat ek dalk nie in die tradisionele romankuns val nie, van baie beskrywend of baie omvangryke beskrywings en bepeinsinge en daai tipe van goeters nie. Dit gaan vir my oor die storie. Omdat ek uit TV uitkom, die vraag wat ek altyd vra is, wat gebeur? En ek weet dit klink nou baie eenvoudige vraag om te vra, maar wat is die stappe waardeur die karakter gaan? Waar begin die karakter, waar eindig die karakter? Hoe verander die karakter in daardie tydperk en wat is dit wat gebeur sodat daardie karakter verander?
dit is die essensie waarmee ek skryf. Ja. Ja, ek is self nogal 'n storievraat. So as daar te veel bepeinsinge in 'n verhaal kom, dan raak dit baie gou vir my ehm swaar om te lees. Ek hou van stories wat beweeg. Wat 'n mens in jou kop kan laat afspeel, né? Hulle sê mos maar dit is 'n storie is dit wat in jou kop afspeel. Maar ek wil graag met jou praat oor jou dialoog, want daar word altyd gesê as jy dialoog skryf, skryf soos die mense praat. Stem jy daarmee saam? Ja, maar as ons nou hierdie gesprek gaan terugspeel, gaan jy hoor hoe baie keer ek en en dit en dat. En dit is om 'n balans te vind. Ek persoonlik glo dialoog moet gestroop wees. Dit moet dit moet sê wat gesê moet word op 'n oorspronklike interessante manier. Dit moenie soos hulle die tradisie die een van die grootste sondes wat jy met dialoog kan pleeg is on the nose writing. En dit wat jy daarmee bedoel is om te sê jy is kwaad. Jy Ja. moet eerder wys hoe jy kwaad is en of dat jy kwaad is en hoe speel daardie kwaad of daardie hartseer of verlief uit. So jy moet verseker 'n natuurlikheid in jou dialoog kry, maar uiteindelik is alle dialoog kunsmatig. En dit is die distillering van alledaagse taal tot dialoogvorm. Selfs Aaron Sorkin wat dit laat klink asof wel, dit is geweldig baie dialoog, maar dit is ook 'n spesifieke tipe dialoog wat geskep word. Elke skrywer het sy eie vorm van gedistilleerde dialoog wat hulle skep. As jy nou byvoorbeeld 'n jaar in my lewe vat, het jy weer gaan terugdink hoe tieners toe gepraat het? Want dit is ook iets wat mense nogal baie keer hoor is as jy 'n jeugboek in Afrikaans skryf, moet jy skryf soos die kinders praat. Maar die kinders praat natuurlik elke generasie 'n bietjie anders. Daar woorde verander en so. Moes jy dit navors of het jy daai gedagte heeltemal by die deur uitgegooi? Nee, ek het bietjie nagevors, maar ek het ook maar teruggegooi na my eie jeugjare en dit nog hier en daar onthou en dit is iets kleins soos Aaron sê Martin Cowabunga. Wat spesifiek van die Teenage Mutant Ninja Turtles afkom wat in die 90's baie groot was. Mhm. So ek was bewus van ek was meer bewus van wat om nie te gebruik nie as wat om te gebruik. Okay. So jy sou byvoorbeeld nie epic gebruik nie, maar jy sou awesome nog gebruik of cool sou jy gebruik. Maar dit was belangriker om nuwe slang weg te vat en terug te gaan na wat ek onthou. Ehm Gaan die boek ook 'n reeks word? Dit sal fantasties wees. Dit is seker een van my grootste drome. Maar dit is soos wat party resensies sê, ook 'n historiese roman. Dit is Ja. 30 jaar gelede. En historiese TV en film is baie duur. Jou periodewerke is duurder as selfs al is dit 30 jaar gelede. Ek dink om nou al daardie karre en rekenaars en al daardie goed te kry en om 'n wêreld en om nog om jou argitektuur en so aan te kry, dit kan nogals uitdagend raak. So nee, ek sou enige dag dit wou maak, maar ek glo dit is universeel genoeg om in enige taal gemaak te word. Maar LGBTQ stories is moeilik om 'n mark voor te vind. Selfs in TV. Ja, daar is groot reekse nou. Heated Rivalry het om
ek dink meer as net LGBTQ redes, 'n storm ontketen. Maar Heartstopper is 'n fantastiese Ja. reeks. So, maar daar sit jy met 'n hele Amerika agter dit. So dit is die droom, maar dit sal baie moeilik wees. Ek wil 'n bietjie vir jou vra, is dit vir jou meer eensaam gewees om die boeke te skryf? Want, as jy enige televisieproduksie of 'n film of iets maak, is dit noodwendig 'n groepsproses. Jy is nooit regtig heeltemal alleen nie. Terwyl 'n boek vir 'n groot deel lyk my nou nogal 'n eensame besigheid. Hoe het dit met jou gegaan? Ja, kyk, met die skryf van TV-reekse het ek hier en daar met skryfspanne gewerk, maar baie van hulle het ek op my eie geskryf. So daar was baie tye gewees wat dit maar net ek en die rekenaar was. So ek Okay. is al gewoond daaraan. Soos wat ek sê, daar gaan baie keer daar verby wat ek net vir Marley en Lucas sien. En dit is aan die einde van die dag as hulle by die huis kom. Maar dit is 'n baie dit skryf is 'n eensame proses. Die voordeel of die lekkerte van 'n roman teenoor 'n TV-reeks skryf of 'n draaiboek skryf is dat as jy 'n roman klaar geskryf het, is dit wat die leser ervaar. Dit is ja, jou redigeerder en daai mense is tussenin, maar dit wat jy geskryf het is dit wat hulle lees. Met 'n TV-reeks is 'n draaiboek slegs die beginpunt. As dit klaar geskryf is, dan begin die werk. Dan gaan dit in pre-produksie en dan vat die kunsregisseur dit en die akteurs dit en die kostumering en almal en hulle maak dit hulle eie. En as dit klaar gebeur het en dit verfilm is, kom die redigeerder. So ek sê altyd met skryf van 'n boek of met 'n draaiboek gaan ek 5 keer deur dit. Skryf, pre-produksie, produksie, postproduksie en uitsending. Lees, roman skryf, dis net jy en die leser en dis baie lekker.